'n gelofte is 'n belofte. Laat my sommer gou dink aan 'n huwelik. Dit is nie deel van my preek nie, pastoor Jaapie, so ek gaan nou by my slides hou, want ek moet die tyd ophou, ons sit nou 'n lekker groot horlosie. So ek gaan nou mooi kyk. Maar dit laat my gou dink aan 'n huwelik, want ons maak beloftes aan mekaar. En as ek en my vrou Bianca 'n belofte aan mekaar gemaak het, dan is ons daar om dit na te kom. Ek het haar beloof. As ek nie daai belofte nakom nie, wat is die gevolge? Dis nou maar in terme van my en u, jy weet, fisiese bestaan. Wat nog van 'n almagtige God van hemel en aarde? As ek aan God 'n belofte gemaak het wat my geskaap het, en ek kom dit nie na nie. Nou sê ons, maar wag bietjie, ons het nie hierdie gelofte gemaak, dat was die voorouers van die voorouers, tot in die laaste nageslag van ons kinders, sal ons hierdie gelofte oorvertel. Maar dit gaan nie daaroor vandag nie, en ek gaan weer daarby kom. Want jy sien, dit gaan oor 'n dankbaarheid. Hierdie is God se grootheid. Dit is God se almag wat ons vandag verklaar. Dit is iets wat God in 'n tydperiode gedoen het vir my en vir u se voorvaders en onlangs, maar het dit ook jare, 2000 jaar terug en 4000 jaar terug, die Rooi See oopgekloof ensovoorts. Wat doen hy nie nog vandag nie? Ons hoor getuienis op getuienis van God se goedheid en God se krag en God se almag in ons daaglikse lewens. Dan kan ons nie anders as op 'n Dinsdag aand ook af te sonder en vir Here te sê dankie nie. So ons sê ons sonder hierdie dag af en ons bring eer aan hom vir 'n groot werk wat hy vir ons gedoen het. So die titel van my boodskap is God het ons gehelp. Dit is 'n baie redelike, eenvoudige titel, maar ek het dit nie nodig geag om dit groot te noem nie. Jy weet, God het ons tegemoet gekom, hy is ons helper, hy help ons. Ek weet nie of hy ons net gehelp het en of dit al sy almag was op hierdie insident nie, hoor. Want soos wat ek in die bed lê gisteraand en ek dink weer aan die gebeure, nou speel ek hierdie nag af in my gedagtes. En ek leef myself vir 'n oomblik. Jy weet ons het 'n wonderlike imagination. Die Here het ons daai gawe gegee. Ons het 'n imagination. En vandag plaas ek daai imagination. Vat julle en leef julle vir 'n oomblik in daai posisie wat daar geskied het. Ek gaan net raak aan 'n paar punte. God het ons gehelp. So die gelofte wat gemaak was, word in kort opgevat onder 4 punte. Hy sê, as God ons die beskerming gee, en die oorwinning gee. So, nou is ons versigtig wees om 'n deal te maak met die Here, nê. Hy sê, Here, as U vir ons beskerm, en ons die oorwinning gee, nie net beskerm nie, maar ons wil ook oorwin, sal die dag, jaarliks as 'n dankdag, soos 'n Sabbat, herdenk word. Soos 'n Sondag. Wat maak ons op 'n Sondag? Ons sonder dit af vir die Here. Ons gee hom eer, ons dien hom. En 'n huis tot God se eer sal gebou word, en die kinders sal dit leer. Dit is die voorwaardes wat ons gemaak het met die Here. Hy het dit met ons gemaak nie, ons het dit met die Here gemaak. Ons sê, Here, as U dit doen, dan sal ons hierdie doen. Goed, wat het die Here gedoen? Hy het sy deel gedoen. Doen ons deel. Ek so dankbaar julle is almal hier vandag. Prys die Here. Vriende wat by die huis is en ingeskakel is, dankie dat jy ingeskakel is. Jy is deel van die onderhoud van die gelofte. Ons dank die Here daarvoor. So die gelofte is elke dag vir 7 dae vanaf 9 Desember 1838 tot en met 15 Desember 1838 afgelê. So hulle het by mekaar gekom en hulle het hierdie gelofte daagliks onder gebed as 'n kommando, as 'n groep kinders van die Here by mekaar gekom, het hulle dit afgelê voor die Here. God het 'n wonderbaarlikse wyse uitkoms verleen. Hy het op die voortrekkers op die 16de Desember 1838 tydens die slag van Bloedrivier het hy die uitkoms gegee. So nou kyk daarna,
Slag van Bloedrivier is op 16 Desember 1838 langs die Bloedrivier in die deestydse Natal, Suid-Afrika geveg gewees. 470 voortrekkers onder leiding van Andries Pretorius. Hy het Ossewaarlaar beskerm teen die 10.000 tot 20.000 Zulu-impies onder Dingaan se regering. 10.000 tot 20.000, kom ons vat 'n gemiddeld en sê is 15.000. En hulle was 470 en hy het vir hulle gesê, die wat nie hierdie gelofte wil maak nie, en dit nie gaan nakom nie, verwyder julle self. Gaan staan aan een kant. En hulle was 446 manne wat geveg het. Goed. So, 446, maar kom sê 470 teen, kom ons sê 15.000. Iemand het nou die dag gesê, is 'n ratio van so 40 tot 1. Ek dink is dalk 'n bietjie meer. Maar as hier 40 ouens op my afgestorm kom, ek sal vir jou sê, dat gaan groot geloof kos of ek gaan hardloop. Maar as ek met 'n voorlaaier in die oggend waar daar mis is en dit is klam en hierdie kruit het 'n kans dat dit nie gaan vuur nie, dan is ek bekommerd. Jy moet groot geloof hê, jy gaan op die Here moet roep. Jy gaan op die Here moet staat maak. Jy gaan hom vertrou met jou lewe, jou kinders se lewe, jou familie se lewe, met jou alles. Jy het nêrens omheen te hardloop nie. Hulle het hulle self in 'n hoek gesit. Hulle het hulle regtig in 'n hoek gesit. Ons kyk na die prentjie. Ek dink as op die volgende skyfie. Daar is hy. As jy daar sien, is hulle in 'n hoek. Daar's 'n sloot aan die een kant en 'n rivier aan die ander kant. Dit is baie strategies gelê. Hierdie is 'n goddelike bestemming gewees vir hulle. Hulle kon enige plek anders die laar opgeslaan het, maar hulle het hierdie bestemming gekies en dit was baie strategies gewees tot hulle voordeel. Want ons twee kante wat klaar beskerm is eintlik. Daar's 'n rivier aan die een kant en 'n sloot aan die ander kant. En tog hierdie Zulu-impies het hulle ingedeel in 4 groepe van 4.000 elk. So, 'n groep het van hierdie kant af gekom, 'n groep van die ander kant, 'n groep van die middel, en dan was daar 'n derde groep aan die agterkant. 4 groepe, sit jy op 16.000 mense. Hierdie is krygers, ouens wat weet hoe om met 'n spies te gooi. 50 meter, bullseye, is op hom raak gooi, 50 meter. So dit is nogal fenomenaal. Vlugtig bietjie agtergrond, ek hou die tyd op. Dingaan se halfbroer Shaka Zulu, so 'n bietjie geskiedenis. Hy was 'n gevreesde vegter gewees. Julle ken vir Shaka Zulu, né? En Dingaan het hom vermoor. Sy eie halfbroer. Geen gewete nie. As hy dit aan sy eie halfbroer doen, wat doen hy nie aan enigiemand anders nie. So Pieter Retief gaan na Dingaan toe en hy sê vir hom, ons het grond nodig. Hy probeer onderhandel, gee vir ons grond. Jy weet, mooi. Dingaan sê is reg, Pieter Retief, ek sal vir julle grond gaan, maar Pieter Retief is nie alleen, hy is daar so met 30 van sy manskappe en nog 20 mense. So hy het so ongeveer 50 mense by hom. En Dingaan sê, luister hier, so een van my generaals het van my beeste gesteel, ek sê jou wat, gaan kry my beeste terug, en teken ek hierdie kontrak vir grond vir jou. Pieter Retief sê, is reg, ek gaan jou beeste vir jou haal, want ek het hierdie land nodig. Hy gaan toe, en hy kry sy beeste, hy kry Dingaan se beeste, en hy kom terug, met sy 30 manskap, en nog die ander 20 mense, wat saam met hom was, en hy besorg die beeste aan hom, en hy trek die kontrak op, en die kontrak was onderteken gewees onder getuies. Maar Dingaan sê, wag bietjie, ons moet hierdie ding celebrate. En hy sê, bly oor tot die volgende dag. En die volgende dag, daai oggend, sê hy vir hulle, julle kan gaan. En toe hulle net buite die kamp is, toe sê hy, vermoor hulle. En hulle vermoor al die 50 mense en Pieter Retief. Die 30 manskap wat saam met hom is. Hierdie was die begin van die konflik gewees. Dit was die spaak van hierdie probleem gewees. En dit is hoekom dit nodig was om te sê, hoekom het hierdie ouens nou eintlik beklei? Wat het gebeur? Goed, dis wat gebeur het. 'n Stukkie grond. 'n Deal wat verkeerd gegaan het. Greed wat verkeerd gegaan het. Power.
in hierdie laar, soos ek sê, 50 meter, die nag, laaste nag, dit sou nou gisteraand gewees het, lê hulle aan. Die voortrekkers is reg, hulle verwag hulle, die impies is reg, hulle is besig om nader te beweeg, hulle is van plan om in die nag aan te val, daai nag, gisteraand, 1838, is hulle van plan om aan te val. Maar 'n mis sak af, en met hierdie mis wat afsak, kan hulle nie voor hulle sien nie. Die voortrekkers kan net die voorpunt van hulle voorlaaiers sien. So dig is die mis. Daar is lanterns wat gehang is, en die impies raak verbouwereerd, hulle weet nie wat dit is nie. Wat is hierdie lanterns? En hulle dink dit is voorvadergeeste, en hulle is maar net daar rond. In hierdie kamp is daar beeste, as ook perde. Daar is 'n totaal van 650 beeste en 750 perde gewees. Die voortrekkers kon hoor hoe skarrel die impies wat nie voor hulle kan sien nie. Hulle is 50 meter weg van die laar af. 50 meter, van hier af tot seker daarso. Dis hoe naby hulle is. Maar hulle kan hulle nie plaas nie. Die beeste is stil, die perde is stil, die boere lê net aan. Hulle hoor die skarrel, hulle is ongemaklik, maar hulle vertroue is op die Here. Nie op hulle self nie, hulle weet, they are outnumbered. En tog, toe daai daglig oplig, en hulle sien, toe daai mis so opstyg, toe sien hulle die impies is hier reg voor hulle. En die impies dag, hier's hulle. En hulle storm vorentoe. En dis waar die konflik is. Voorlaaiers word gelaai en word spiese gegooi. $3,000 Zulus sterf. Nie enkele voortrekker is oorlede nie. 3 is beseer, geen een sterf nie. Outnumbered 40+1 en niemand sterf nie. Hierdie is krygers wat 'n spies kan gooi. En in hierdie warboel raak hulle ook nog confused en hulle hardloop weg. Maar 3000 sterf. Daar is soveel bloed dat hierdie rivier rooi verander van al die bloed. En dis waar die naam bloedrivier vandaan kom. So net uit daai storie uit, gee dit vir julle, het julle imagination bietjie gebruik, was julle daar vir 'n oomblik, is jy sommer nervous? Ek sê jou, dit moes nogal vreesaanjaend gewees het, maar jy het die lewende God wat daar is, wat jou vir jou sê, moenie vrees nie, ek is met jou. Ek dink tog, jy weet, hulle sou gesê, Here, ons het U nodig. En is juis in daai oomblikke van nood, wat ons roepstem na God, groter is. Maar wanneer alles oukei is, jy weet, dan is dit nou maar net oukei, Here, ons is oukei. So wanneer daar so trials en tribulations oor ons pad kom, dan kan ons vir die Here sê, Here, dankie. Maar Here, help, maar dankie. Dankie vir die trials en tribulations, want dit vorm ons ook. Ons gaan na die volgende skyfie toe, die gelofte 16 Desember, daar is 'n mooi prentjie, maar ek kan hom nie daar lees nie, so ek gaan na die volgende ene toe, en dan gaan hom vir julle voorlees vanmiddag. Hier staan ons voor 'n heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen, dat, as hy ons sal beskerm, en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en die datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat, tot sy eer sal deurbring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat hy ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte. Ek is dankbaar, daar is 'n klomp tieners en jong mense hierso. Want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van die oorwinning aan die Here te gee. Ons gee vandag die eer en die roem aan die Here,
vir, ja, 1838, en vir gister, en vir eergister, en vir môre, want ons staan volkome afhanklik in vertroue van God. Hy is ons lifeline. Psalm 124, hierdie is 'n belydenis wat gemaak word, en dit is 'n goeie belydenis om te maak na elke redding, na elke oorwinning wat daar is. Elke keer wanneer jy 'n probleem gehad het, is hierdie 'n belydenis om uit te spreek vir die Here. Kom ons lees hom. En hy begin, as die Here ons nie gehelp het nie, en julle sal onthou die titel van my boodskap is, die Here het ons gehelp. Die Here het ons net gehelp, die Here het ons gehelp. Maar as die Here ons nie gehelp het nie, hoor wat sê hy? Dawid skryf 'n bedevaartslied. As die Here nie vir ons was nie, laat Israel dit sê. As die Here dan nou nie daar was vir hulle nie, laat hulle dit sê. As die Here nie vir ons was, toe die mense teen ons opgestaan het nie, dan het hulle ons lewendig verslind, toe hulle troon teen ons ontvlam het. Hulle sou lewendig verslind gewees het. Dan het die waters ons oorstroom. 'n Stroom het oor ons siel gegaan. Dan het die trotse waters oor ons siel gegaan. Geloofd sy die Here wat aan ons hulle tande nie as buit oorgegee het nie. Die Here het hulle beskerm. Ons siel het vry geraak soos 'n voël uit die vangnet van die voëlvangers. Die vangnet is gebreek en ons het vry geraak. En hy sluit af met die laaste vers wat sê, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen en amen en halleluja. Amen. Is dit nie 'n mooi belydenis nie? Here, as U ons nie gaan help nie, sien ons al klaar, hierdie probleem en hierdie probleem en hierdie probleem. Here, help ons. En Here, U het ons gehelp. Geloofd is die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hierdie is dit die toon van geloftedag. Dit spreek daarvan, nie selfroem nie, nie Pieter Tief en Sarel Silje en al die ouens nie, nee. Ja, Sarel Silje het elke dag getrou, hierdie gelofte opgedoen, voorbereidings gemaak. Hierdie ouens het elke dag getrou, vir die Here se aangesig gesoek. Hulle was gehoorsaam aan die Here gewees. Die Here was hulle genadig gewees. Dit gaan nie oor selfroem nie, maar oor God roem. Ons roem nie vandag in ons nie, maar ons roem in God. Want God het vir hulle die deurbraak gegee. God gee vir ons die deurbraak. Die Bybel gee vir ons 'n mooi deurbraak. Hy sê in 'n paar punte, jy sal sien, hy begin met God en hy eindig met God. God help. Amen. Ons herken dit, ons herdenk dit, ons leef dit met integriteit, ons leer dit aan ons kinders, en God kry die eer. Dis die raamwerk. Ek dink vlugtig terug na Rigters, toe ek hierdie voorberei. Rigters het 7 keer, ek moet op my preek bly, Rigters het 7 keer in verval gegaan, en 7 keer moes hulle 'n hele omvang loop van verval, en dit was net horrible gewees. Hulle was down and out, en die Here het weer 'n rigter gestuur om hulle daar te gaan uithou. Hierdie was 'n bonatuurlike oorwinning gewees. Daai was 'n bonatuurlike oorwinning gewees, en hier is 'n bonatuurlike oorwinning, en is Jericho. Joshua en Jericho, en julle ken die verhaal in Joshua 6, waar daar so die nasie was, hulle het Jericho omsingel vir 7 dae, en ek gaan dit vlugtig vir julle lees. Julle moet dan om die stad trek, al die krygsmanne trek die stad eenmaal om, en so moet jy doen vir 6 dae lank. En die 7 priesters moet 7 ramshorings voor die ark dra, maar op die 7de dag moet hulle die stad 7 maal omtrek, en die priesters moet op die horings blaas. Toe skree die volk, en hulle het op die horings geblaas. Toe die volk die geluid van die horing hoor, het die volk 'n groot krygsgeskree aangehef. Hierdie was 'n oorwinningskreet gewees. En die muur het op sy plek ingeval, en die volk het in die stad ingeklim, elkeen reg voor hom uit, en hulle het die stad ingeneem. Hierdie is nie 'n natuurlike fenomeen nie. Hierdie was 'n bonatuurlike oorwinning gewees. Bonatuurlik. Maar God deel nie sy eer nie.
Rigters 7 vers 2. En hier is ons 'n mooi voorbeeld daarvan. Gideon, hy gaan, nou wil hy gaan beklei. Die Here sê vir hom, wag bietjie, hy sê 32.000 manskap by hom. Die Here sê, jy het te veel ouens. Stuur van hulle huis toe, en hy het 'n manier om hulle te skei. Toe staan hy op 10.000, die Here sê, is nog steeds te veel, en hy het weer 'n manier om hulle te skei. En hy land met 300 mense. En hy gaan beklei teen die Filistyne met 300 mense. Hy weet nie hoeveel duisende Filistyne nie, en hy oorwin met 300 manskap. Goddelike ingryping, goddelike oorwinning. Hoekom het God dit gedoen? Want hy het seker gemaak dat Gideon en sy manskappe nie daarin kan roem nie. As jy in 'n stryd het vandag, en jy sê, Here, help my, en jy gaan na die bank toe, en daai bank toe, en daai ou, en jy kry vir jou 'n klomp support, het jy die Here se hulp gekry. Dalk was dit goddelike inspirasie dat jy na daai ouens toe moes gaan, ek weet nie. Maar ek weet, soos pastoor Andries in hierdie gemeente, hy gaan nie na mense toe nie. Hy vertrou op die Here en die mense kom. Die Here maak die mense se harte oop. Ons luister na die Here. Die Here sê hy deel nie sy eer nie, en dis hoekom Gideon net met 300 manskappe ingegaan het. 470 manskappe in die voortrekkers teen 16 plus 1000 impies. God kry die eer. Ons oorwinning is in Jesus Christus. Waar is ons oorwinning? Deur die Here. Kom ons kyk gou na daai skrifgie. 1 Korintiërs 15 vers 57 tot 58. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Waar is ons oorwinning? In Jesus Christus. Hy gee vir ons die oorwinning. Daarom, my geliefde broers, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Julle arbeid is nie te vergeefs nie. Dat elke ding wat jy vir die Here doen, is nie te vergeefs nie. Wees standvastig, onbeweeglik. Jesus Christus het vir ons die oorwinning gegee. Daai skyfie is weer die gelofte. Wat is die slot? Die slot is die waarheid. Kom ons kyk na 'n paar waarheidspunte hierso. God is steeds die helper, roep hom aan. Ek wil nie julle nou nie op die spot sit nie. En ek wil nie sê, as die Here jou nie gehelp het nie, steek jou hand op. En dan gaan ek jou roep om vorentoe te kom, laat ons vir jou bid. Maar die Here julle gehelp. Amen. Amen. So kom ons vandag ook hier kan sit. Deur ons trials en tribulations, deur ons moeilike dae, die Here dra ons. Tweede ene, gelofte dag roep ons tot dankbaarheid, nie hoogmoed nie. Ons sit vandag hier so met 'n dankbare hart, omdat ons gesien het wat God doen. By tyd dophou. Lazarus, Jesus is daar by Lazarus se graf en hy sê vir sy disippels, ek is bly, ons was nie hier nie, en ek is bly julle is saam met my, sodat julle kan sien, sodat julle kan glo. Ons kan sien, ons kan glo. Hierdie het in ons leeftyd, ons voorvaders en ons oupas se oupas gebeur, sodat ons nog meer kan glo. Die Here doen nou nog wonderwerke, sodat ons kan glo. Hy bou ons op, hy vestig ons. Die Bybel koppel dank aan gehoorsaamheid. Hoe sê ons dankie? Deur gehoorsaam te wees. Die gemeente se groot oorwinning is Christus se groot oorwinning. Toe Christus aan die kruis vir my en vir u gesterf het, het hy die volmaakte oorwinning vir my en vir u behaal. Hy het vir ons die ewige weg oopgemaak. Daardeur kan ons dankbaar wees. Ons herdenking is Bybels, as ons dit kan vir ons kinders leer om God te vrees. Hierdie is nie net 'n geskiedenis nie, maar ons leer dit vir ons kinders, nie om hulle te vrees nie, maar om ontzag vir God te hê. As God sulke dade kan doen,
Paulus sê, het sal erg wees om in die hande van 'n lewende God te val. Dit moet 'n ou vrees voor. Ek wil nie daaraan nie. Hy soek sy liefde en sy genade. In die slot lees ek weer die laaste lyntjie van Psalm 124 vers 8. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Here, ons onthou wat U vir ons gedoen het. Ons dankie Here. Ons aanbid U. Ons het nou lof en aanbidding gehad en dit was pragtig gewees. Ons leer ons kinders. Ons leef met integriteit. Wat is hierdie integriteit? Hierdie integriteit is om die gelofte te onderhou. Ek het 'n paar skrifte, julle sal sien ek het hier so boekhouertjies. Dit gaan nou tyd wees as ek nou onskarom. Die Here sê, as jy 'n gelofte gemaak het, kom hom na. Ons leef met integriteit. Ons roem in Christus. Christus het die prys vir my en vir U betaal. Dankie Jesus. En ons doen 'n belydenis. Here, U alleen gee die oorwinning. U alleen kry die eer. Amen. En soos wat die dae aanstap, leef ons hierdie ene uit. Here, dankie vir die oorwinning. Ons gee vir U al die lof en al die eer. Al die lof en al die eer kom U toe. Ek mag nie sing nie, anders kom julle nie terug nie, kom ek het so saggies sing. Ek sal dit ander keer dit sing. Jy sê vir ons lei in die Onse Vader en ek dink dit gaan baie mooi en gepas wees. Kom ons sluit ons oor, dan gaan ons bid en dan gaan ek die aanbiddingspan vorentoe nooi. Here, wat 'n voorreg en Here, ons is so dankbaar. Dankie Here, dat ons as 'n gemeente, as kinders van U Here, 'n dag kan afsonder en vir U sê dankie Here. Dankie vir U genade, vir U liefde, vir U barmhartigheid, Here. Dankie Here dat ons net weer kon sien vir U almag, U krag, U grootheid, U liefde, Here. Dankie Here dat U nog bereid is om 'n gelofte met ons aan te gaan en te sê, weet jy, ek gaan jou tegemoet kom, maar ek soek jou gehoorsaamheid. En Here, my gebed vandag is, Here, help ons daarmee. Lei ons in gehoorsaamheid, Here. Van dag tot dag, Here, dat ons die woord sal leef, Here. Bere die woord in ons Heilige Gees. Here, maak dit vir ons lewend, rema, deur die Heilige Gees. Laat ons daarin wandel, Here, dat dit sal vrug dra. Ons gee U vandag al die lof en al die eer, Here, vir hierdie gelofte dag, dit wat U vir ons gedoen het, 1838, Here, en elke dag daarna wat U ons deurdra. Ons loof U en ons prys U, in Jesus naam. Amen. Ek wil ons graag nooi om te staan, dat ons ter nagedagtenis afsluit met gebed, soos wat die Here Jesus ons gewys het om te bid. Ons Vader wat woon in die hemel, heilig sy naam, laat U ryk kom, U
Daar sê, kom ons bring net so 'n aanbidding en ons sluit ons oë. Here, dis met groot dankbaarheid dat ons na U toe kom nou en U die lof en die eer en die aanbidding bring. Here, ons aanbid U as die groot en goeie God wat oplossings bring. Here, U het 'n sondige mens gesien en 'n plan kom maak deur die eie seun te stuur om vir ons te sterf. Here, dit is die grootste geskenk wat U ons kon gee, is om vir ons te kom red het. Here, baie dankie vir vanaand se diens, dankie vir die woord, dankie vir die aanbidding. Dankie dat ons net kan weet, Here, U is hier. En waar ons nou huis toe gaan, bid ek, Here, dat U met ons sal wees, dat ons sal weet, U is elke dag by ons, elke oomblik van die dag. Here, ons eer U en ons aanbid U. U is goed. Ons dank U net, Here, ek het nie genoeg woorde om net te sê ons loof en aanbid U nie. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie almal. Geniet die aand verder. Sien ons julle Sondag.